doen dit in ons lewe. Ons prys hom daarvoor. En ek wil graag hê dat jy vanmôre die Bybel sal oopmaak daar by 2 Timoteus 3. 2 Timoteus 3. Gaan ek lees van verse 1 tot 9. Maar as jy 'n Bybel het nie, sit net langs iemand, hulle sal vir jou help. Die Christene hou daarvan om hulle Bybel te deel. Jy weet, die Bybel het baie swaar geword in ons dag en die mense dra dit nie altyd saam nie, né? Ek sien baie mense gebruik die foon sommer vir 'n Bybel, jy weet, maar nou die probleem is, ons weet nie of jy nou WhatsApp boodskappe stuur en of jy nou 'n speletjie speel daar op die foon nie, jy weet, en of jy nou ander mense se boodskappe lees nie, jy weet. En ek sê as foon is reg, maar ek voel altyd dit is 'n ding wat jou eintlik verhinder en vir dit hinder ander mense en hulle is ook nuuskierig om te kyk wat speel jy nou, jy weet. En maar as jy jou Bybel oop het, weet jy die Bybel is wonderlik, man. Jy weet daar's niks so 'n boek soos die Bybel nie. En jou eie Bybel is die een waarmee jy 'n pad loop en die Here het vir jou verse daarin gewys wat vir jou opgetel het, jy weet, en deur storms gevat het, jy weet, en tye wat jy af was, dan gee die Here vir jou teks uit die Bybel uit en jy merk hom met 'n hartjie, jy weet, en elke keer bring die Here dit terug op jou pad en jy loop so 'n pad deur daai Bybel. En jy probeer dan begin jy daai Bybel so lief te kry, want dit is jou eiendom, dis jou beste skat wat jy het. En ek jou vertel, daar's geen pad soos die Bybel nie. Laat ek jou nou vertel, dit is ons reis deur hierdie lewe. Die padkaart is die Bybel. En hy is die enigste waarheid wat daar is. So ek wil hê jy moet die Bybel baie lief kry, man. Moenie jou Bybel nalat nie. Lees hom, man. Man, ek weet daar's soveel dinge wat ons bietjie aftrek, jy weet, en tyd van ons steel, jy weet. En eintlik steel ons die tyd wat ons met God moet spandeer en ons spandeer dit op ander dinge wat eintlik nutteloos is. So ek wil jou inspireer vanmôre deur hierdie gedeelte, maar kom ons bid eers saam en ons vra die Here se seën. Hemelse Vader, baie dankie vir die wonderlike geleentheid wat U gegee het, dat ons elkeen hier kon aanmeld, Here, sodat U kan kom afskil, Here, en ons vorm na U wil. Ons het 'n begeerte dat U dit sal doen, Here, want ons is in die moeilikheid. Ons doen dinge en praat dinge wat ons nie moet nie. En ons pak dinge aan wat onnodig is. Maar Here, as U in ons werk, as die Heilige Gees in ons lewe, dan kom ons die wil van die Vader na. En ons het so groot behoefte daaraan. Here, ons land is in die moeilikheid. En ons het nie eens nodig om ver te gaan, Here. Ons kan net hier in Randfontein rondry en dan sien die groot moeilikheid en die probleme en die uitdagings. Ons is regtig in die moeilikheid met U. En ek pleit vanmôre, Here, hoe wonderlik sal dit wees as U net opnuut U Gees sal kom uitstort vanmôre. Here, ons het herlewing nodig. Ons mense het dit nodig. Ons ly gebrek aan U woord, Here. En ek vra vanmôre dat U sal kom spreek deur hierdie woord. Dat die mense sal kom aanraak. Here, ons kan nie mense oortuig nie, maar die Heilige Gees kan. Want U ken ons, Here. U ken elkeen wat hier sit vanmôre by die naam. En ek vra vir U asseblief, Here, kom doen U werk in ons. Ons het opgestaan, aangetrek en gereed gemaak en kerk toe gekom met 'n verwagting. En Here, dat U ons sal seën met U teenwoordigheid. Want U is die God wat beloof het, waar 2 of 3 in U naam vergader, daar sal U wees. En ek pleit vanmôre
maak ons so bewus. Asseblief. En gee vir ons 'n leerbare gees en 'n aanvanklike hart en 'n verstand wat helder van begrip is. In Jesus naam. Amen. Nou as jy oopgemaak het by 2 Timoteus 3, nou wil ek graag daarvan lees verse 1 tot 9. En daar staan, maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het. Keer jou ook van hierdie mense af, want uit hulle is die wat in die huise insluip en arme vroue gevange neem, wat met sonde belaai is, deur allerhande begeerlikhede gedryf word, wat altyd leer en nooit tot die kennis van die waarheid kan kom nie, en net soos Janus en Jambres Moses teëgestaan het, so staan ook hierdie mense die waarheid teë, mense verdorwe in die verstand, onbetroubaar ten opsigte van die geloof, maar hulle sal nie ver voortgaan nie, want hulle dwaasheid sal vir almal duidelik wees, soos ook die van hierdie manne geword het. Ek wil graag net tot sover vir ons lees. Jy weet, ek lees nogal die verhaal van ou Johnny Cash. Ek weet nie wie kan vir Johnny Cash onthou nie. Die ouer mense sal hom onthou, Johnny Cash. Hy het 'n paar liedere geskryf. Jy weet, wat by opgekom het, dat ons in ons dae altyd na hierdie liedere geluister het, maar nooit geweet wat agter hierdie liedere sit nie. Nou Johnny Cash het in 1963 'n lied uitgebring wat sy vrou June Carter Cash geskryf het. En die lied se naam was Ring of Fire. Nou ek wil graag met u praat oor hierdie Ring of Fire. En die lied het eintlik ontstaan uit 'n egbreek verhouding. Nou, my tema vir môre is Ring van Vuur. Nou weet elkeen van ons, soos ons hier sit, is daar 'n ring van vuur binne in ons. En dit word aangesteek deur begeerte, eie begeertes. Jy weet, begeertes is een van die sterkste dinge in hierdie lewe. Nou jy weet, Johnny Cash, hy was getroud gewees met Vivian Liberto. En hy het begin sing, maar hy was 'n dood eenvoudige mens gewees. En toe begin hy sing ook saam met June Carter. Sy was ook getroud gewees. En uit hulle tye wat hulle nou saam opgetree het, en sy het liedere vir hom geskryf, en hy het dit gesing, en toe het daar 'n verhouding, 'n egbreek verhouding tussen hulle ontstaan. In haar eie manier skryf sy, ek wil niemand seer gemaak het nie, ek het ook nie gevra om op hom verlief te raak nie, en ek wou ook nie sy gesin seer maak nie, maar sy het. Want hoekom? Daar is niks so erg, soos wanneer die vuur in jou brand nie. Die vuur van begeerte.
'n liefde wat nie van God afkom nie. My vriende, ek wil hê jy moet net die woorde van sy lied hoor. Ek gaan net die eerste versie vir jou lees en dan die koortjie. Daar staan, love is a burning thing and it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. En dan die koortjie sê, I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. Jy sien, my vriende, hulle het 'n egbreek verhouding gehad en hierdie ding het gegroei binne in hulle en dit het soos 'n vuur begin brand in hulle en hulle kon nie uit dit uitkom nie. En uiteindelik is 2 huwelike verwoes uit hierdie begeerte wat hulle gehad het vir mekaar en hulle is toe op die ou einde getroud. En hulle was vir 35 jaar getroud en albei van hulle het gesterwe, maar nie een van hulle het werklik tot bekering gekom nie. Dis die tragiese deel daarvan. Maar wie wat vir my ook tragies is dat hierdie brandende begeerte na die wêreld en al sy dinge ook in ons lewe. O my vriende, weet jy, daar is seker niks so erg en so sterk soos wanneer daar 'n vuur van begeerte in jou hart ontstaan nie. Jy kan dit nie uitkry nie. Jy kan nie omdraai daarvan nie. Al wat jy het is dit in jou gedagtes. Dag en nag. Ek weet dit jy al gesien as 'n jong man verlief raak op 'n meisie. Ek weet die ding eet nie meer nie, jy weet, hy kan net nie haar nie uit sy gedagtes kry nie. Hy raak elke dag mader en mader, jy weet, want hy kan nou net nie. Dis daai drang wat binne in hom is. Dis daai verliefdheid wat hom dwing elke dag. Ek weet dit, want ek was ook 'n man. Ek is 'n man. Maar baie jy weet, dan verdwyn dit. Maar dan is die begeerte vervul. Jy sien my vriende, ons het 'n brandende vuur in ons. En wat aangesteek word deur begeerte. En dit mislei ons. Jakobus skryf dat hierdie begeerte trek ons en lok ons weg. Ek wil vir jou sê, dit is een van die dinge wat ek en jy nie kan beheer nie, maar net God. Ek wonder of jy al gesien het hoeveel godsmanne, manne wat gebely het dat Jesus Christus het my gewas in sy bloed en ek is wedergebore en ek ken hom. En dan op 'n kol, verstaan jy nie, as hy val vir 'n ander vrou of hy pleeg diefstal met geld. Daar's baie mense wat in ons dag val onder die hand van sonde. Begeerte is baie sterk. Nou Paulus skryf hier vir ons. Hy skryf aan Timoteus, maar vir my, hy het dit geskryf die tweede brief hier in die jare 64 tot 65 na Christus. Maar vir my voel dit of hy vanmôre dit in een van ons koerante publiseer het vir 2025. As jy hierdie gedeelte lees, dan sien jy maar, dis presies wat nou aan die gang is met ons mense. En hierdie dinge is so binne die kerk en buite die kerk sigbaar. Nou hy skryf hierso in die eerste vers, skryf hy sê, maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Hy wil hê ek en jy moet iets besef, dat in die laaste dae sal daar swaar tye kom.
Ek wonder vanmôre of jy dit al gevoel het in jou sak. Of jy dit al gesien het op die tafel. Dat baie goed wat ons voorheen gekoop het, koop ons nie meer nie. Dat die swaar tye al aan ons voordeur klop. Maar dan gee hy ook die redes vir die swaar tye. Ek wil hê jy moet mooi luister vanmôre na hierdie redes wat Paulus vir ons hier neerskrywe. En hy skryf dit vir ons ook, my vriende. Hy sê, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaars, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, banneloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefde vir God. Dit spreek van 'n mens se eie begeerte, van die natuurlike gang van 'n mens. Dit is hoe ons is. Want ons het geval in die sonde, my vriende. Ons word gebore in die sonde en die natuurlike mens is altyd geneig om teen God te wees. En ons sien in ons dag al hierdie tekens wat Paulus vir ons hier gegee het van die natuurlike mens. En weet jy, dis die hartseer daarvan, hulle sit binne in ons kerke en veroorsaak geweldig baie probleme. En ek jy nou vertel, as die Here nie vir ons help nie, sit ons in groot moeilikheid. Groter as wat ons kan hanteer. Ek wil vanmôre hê dat jy jou hart sal oopmaak. Ek wil vanmôre hê dat jy net iets sal luister wat Paulus sê. Paulus was geroep deur God. En hy het sy pen gebruik om hierdie neer te skrywe, nie om die Bybel vol te maak nie, maar om die werklikheid aan ons te gee, van wat kan gebeur, wanneer jou begeertes buite orde raak. Want al hierdie dinge het te doen met 'n mens se begeerte, na al hierdie dinge toe. So ek wil net 'n paar van hulle vir jou uitlig. Die eerste een wat ek vir jou wil uitlig, en wat Paulus vir ons sê, dat want die mense sal liefhebbers van hulle self wees. Jy weet, ons lewe nou in so 'n tydperk, né? En jy het gemerk hoe die mensdom so lief is vir hulle self. Ek weet hulle neem selfies, sommer daar in die restaurant, staan hulle en neem selfies daar, jy weet, hulle is nie eens skaam nie, jy weet, hulle staan net daar, hulle is so lief vir hulle self, en dan plak hulle al hierdie foto's op, al hierdie sosiale netwerk se mure, dat almal kan sien hoe wonderlik is ek, jy weet, en al die sulke dergelike dinge doen mense, want hulle is te lief vir hulle self. Jy sien my vriende, wat werklik moet gebeur, ek en jy moet minder word, en hy moet meer word. Ons is eintlik niks nie, alles wat ons ontvang het is genade. Maar wanneer jy selfverheffing toepas, dan word jy die God van jou eie lewe. My vriende, ek sien dit daagliks. My vriende, jy moet net sien. Jy weet selfs die manne wat in die gimnasium is, jy weet wat se gimnasium, hulle gebruik die Afrikaanse woord gym. Nou, hy manne, hulle staan daar, hulle tel hy gewigte op. Voor ek die Visrivier geloop het, moes ek nou ook na die gimnasium toe gegaan het. Maar toe sien ek, dat al die mure is beplak met spieëls. So jy dan na jouself kan kyk, jy weet, jy moet dan maar sien dat iets gebeur met jou liggaam, jy weet, en elke ou wil nou muscles hê, jy weet, hy wil daai sterk man wees, en hy tel gewig op, hulle doen dit met soveel ywer en met soveel passie, jy weet.
Maar dit beteken niks as God nie daarin is nie. Want jy sien, die mensdom het so lief vir hulle self geword. En dan nie is te praat van al die tatoeëring op mense se liggame nie. En dan dra hulle al die kortste klere winter en somer, jy weet. Of jy wil net jou muscles wys, die furniture wat jy het, of jy wil jou tatoeëring wys. Asof dit iets aan 'n mens se lewe kan doen. Want die mensdom is nie tevrede hoe God my geskape het nie, en wie ek is nie. O my vriende, selfverheffing het 'n verskriklike ding geword. Dan praat ek nie eens van die kleredag en die botox en al die goed wat mense doen, sodat die fokus net op ons kan wees. Maar weet jy waarlik, die fokus moet nie op ons wees nie, man, ons is niks. As jy sterwe, is daar niks oor van daai vlees nie. Maar as jy in hom sterwe, staan jy in hom op. My vriende, mense wat selfverheffing toepas, so waar as wat my naam Johnny Young is, hulle gaan hierdie lied sing, wat Johnny Cash gesing het. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. Die ring van vuur wat in mense brand, vir selfverheffing, die begeerte, ek wil so graag iets wees, jy weet, ek wil bokant ander mense uitstyg, dis die probleem wat ons het in die kerk. Jy weet, ek wil vandag vir jou sê, ek en jy moet minder word, en hy moet meer word. En ek wonder of jy al ooit gelees het waar Jesus homself verhef het. Nie een keer. Hy was so nederig, en tog is hy God wat vlees geword het, en onder ons kom woon het. My vriende, ek wil vanmôre vir jou sê, moenie selfverheffing in jou lewe toepas. As ander mense iets wil sê goeds van jou, laat hulle maar toe. Maar moenie jy dit self doen nie. Want ek en jy verdien dit nie. Ons verdien niks, want ons is niks. Maar daar's 'n tweede ding wat Paulus noem hierso wat uitstaan in ons tydperk. Geldgierigheid. Paulus sê dit is een van die begeertes van ons tydperk. Ek weet het jy al gesien hoe mense begin die afgod Mammon te aanbid. Dat mense begin dink, maar dis geld wat 'n verskil in my lewe maak, jy weet, dit skep 'n gemak in my lewe, ek kan koop wat ek wil, ek kan doen wat ek wil, ek kan ry wat ek wil, ek koop 'n huis wat ek wil, want alles draai om hierdie geldgod Mammon. Maar het jy gemerk, wat hierdie afgod Mammon met mense se lewens gedoen het? Wat jy sien, hy weet van die begeerte in jou hart. Satan weet dat jy begeer na meer en meer en meer. Hulle hou net nooit op nie. Hoe meer jy het, hoe meer wil jy. En dis ongelukkig die ding in 'n mens se lewe. Wanneer daai ring van vuur in jou brand om meer te hê, dan gaan jy nooit ophou nie. Jy gaan altyd onvergenoegd wees en jy gaan op 'n punt kom waar jy net aanhou en aanhou en aanhou om meer te wil hê. My vriende, dit is 'n verskriklike ding as geldgierigheid in jou hart posvat. O, ek sien die mense by die werk. Hulle is vol ywer.
doen enige iets vir geld. Maar min word gedoen vir God en sy koninkryk. O my vriende, ek sien hoe mense, hulle gee nie om enige iets uit die pad uit te stoot nie, maar dat hulle net geld kan bekom. Weet jy dat al hierdie kriminele dade wat plaasvind, gaan oor gierigheid? My vriende, gaan kyk maar die korrupsie in ons regering. Gaan oor gierigheid. Hulle het al reeds so baie. Maar het is nooit genoeg nie. Ek jou nou vertel, Suid-Afrika is besig om haarself leeg te suig as gevolg van gierigheid. En ek weet, as ek na ons kerke ook kyk, dan sien ek hoe die kerke begin brandarm raak, sukkel om 'n bestaan en 'n plek in ons gemeenskappe te hê. Waar kom dit vandaan? Want mense raak gierig. Niks meer vir God het nie. O my vriende, gierigheid is 'n verskriklike begeerte. Ek het hulle gesien, en ek het hulle gesien sterwe. Ek het gesien hoe 'n man so gierig geraak het, dat hy uiteindelik homself verarm het, deur hy alles verloor het. Want Mammon het sy God geword. O my vriende, ek ken baie mense, en ek ontmoet baie mense. Ek het al ryk mense gesien, en hulle was plat op die aarde. Hulle dien die Here met 'n passie. Geld het hulle niks gemaak nie. Maar daar's mense, wanneer geld in hulle harte inkom, dan is daar hoogmoed wat intree. O my vriende, weet jy hoeveel van hulle gaan nou Johnny Cash se koortjies sing? Ek moet dink aan die ryk man in Lukas 16, toe hy in die brandende vuur was, en hy gesmag het na 'n druppel water. O my vriende, dit moet erg wees, baie erg. En hulle gaan sing, I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. Jy sien my vriende, dit word hier aan die brand gesteek. Nie eendag in die hel nie, hier op aarde. Wanneer die begeertes so in jou brand, dit trek jou weg van God af, skei jou van jou mense af, en dit beroof jou van jou mensheid. Dat jy nie meer mens is nie. O, ons ken baie so. Maar daar's nog 'n ding wat hy sê hierso Paulus. Hy skrywe ook dat die begeerte om beter te wees as ander. Het jy dit gelees hier? Die begeerte om beter te wees is die groot praters, trotsaards. Hoogmoed is die gees agter dit. O my vriende, weet jy, dat daar's baie mense wat altyd dink hulle is beter as ander. Ons sien dit mos duidelik. Ag, ons het mense in die kerk gehad wat so was. Hy het so stokstyf in die kerk ingeloop, niemand môre gesien daar gaan sit, net so stap by die kerk uit. Want hy is beter as ander. Ek het gesien, hulle huil dieselfde as ons. Ek het gesien, hulle bloei dieselfde as ons. Hulle is nie beter as ons nie. Daar's geen mens beter as 'n ander mens nie. Ons almal is dieselfde. Jy mag dalk 'n bietjie meer talent hê,
Jy mag dalk bietjie meer geld hê, en jy mag dalk beter lyk, maar jy is presies dieselfde. Niks verskil van ons nie. So waarom ons nie ander mense moet afkraak nie, of afbreek nie. Ons moet net weet, dieselfde wyse wat ons mee meet, sal ook vir ons gemeet word. Ek wil jou inspireer. Weet jy, toe ek 'n treindrywer was, het die drywers byname gehad. En weet, daar was een drywer, hy het so 'n ronde kop gehad. En sy bynaam was Sokkerkop. En almal het hom geken as Sokkerkop. Maar wie toe ek tot bekering kom, toe besef ek kan nie vir hom sê Sokkerkop nie. Want dit is God se skepsel. Hy het hom gevorm na sy wil. En ek het na hom toe gegaan, ek wil vra, wat is jou naam? En vir die eerste keer hoor ek, sy naam is Hannes. En van daai dag af noem ek hom so. En ek het elke een wat 'n bynaam gehad het, gaan vra, wat is jou naam? Dan sê hy, nee, wat, almal noem my lekker. Ek sê, nee, hier is jou naam nie. Toe hoor ek sy naam is Gey. En ek noem hom Gey. Jy sien my vriende, wees baie versigtig. Wanneer jy iemand op 'n bynaam noem, ek praat nou nie van daai liefdesnaampies nie. Ek praat van daai name wat jy iemand afkraak. Jy weet, ons Afrikaners is baie lief om die K-woord te gebruik. Maar het jy geweet dat die Bybel sê, hy wat vir sy broer Raka sê, sal voor die groot raad staan. Weet jy wat beteken daai woord? Afgoddienaar. Nou as hy die Here dien wat jy dien, is julle eintlik familie. En hy dien die lewende God, net soos ek en jy. En as jy vir hom daai K-woord gebruik, wat doen jy eintlik? Wees baie versigtig. Wees baie versigtig met wat jy met jou mond doen. Want dit is so maklik om te dink, ek is beter as jy. Maar ek is nie. Wat die dag kom, wat God jou gaan verneder. En hy gaan jou baie laag maak. Dan gaan jy sing. Ek gaan hierdie lied sing van Johnny Cash. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. O my vriende, is 'n plek waar jy wil wees nie. Ons moet lief wees vir mekaar, soos Christus ons liefhet. En dis wat moet gebeur in ons lewens. Maar daar's nog 'n gedagte wat Paulus sê. Die liefde vir genot. O my vriende, weet jy, ons leef in 'n tydperk wat mense versot is op genot. Van die genot het al tot binne in ons huise ingekom met televisie, jy weet. Man, is niks om televisie te kyk nie, maar moenie laat die televisie jou God word nie. Moenie laat die televisie jou beheer nie. Maar dan is daar ander dinge wat mense doen. Jy weet, mense is versot op vakansies. Hulle spandeer duisende rande op vakansie. Dit is nie verkeerd om op vakansie te gaan nie, maar moenie vir my kom sê 'n vakansie versterk jou en verfris jou. My kleindogter is maar klein. Hulle sê uit die suigeling se mond hoor jy die waarheid. Sy sê vir my, oupa, ek is so moeg. Ek sê, Ami, maar hoekom is jy moeg? Ja, oupa, ons kom nou net van vakansie af. Weet jy hoeveel mense gaan op vakansie en dan kom hulle terug en daar's nie kos op die tafel nie. Want hulle het alles geblaas net om 'n oomblik daar by die dam te wees.
dan word dit sonde. My vriende, daar's te veel dinge in hierdie wêreld wat ons weglok van God af. Ek meen, het jy al gehoor dat ou Paulus praat van 'n vakansie? Het jy gehoor die disippels was op vakansie gewees, daar langs die see? Nee. As ons moet gaan, sal die Here dit gee. En dan het ek dit nodig. Is niks verkeerd daarmee nie. Maar ek moenie laat die vakansie my beroof met my tyd van God nie. Ons het 'n man in die kerk gehad. Vertel sy vrou. Nee, hulle gaan nou kombuiskaste insit in Durban. En sy vrou het hom geglo. En hy's weg die Desember maand vir Durban toe. En toe het een van die diakens in die kerk ook Durban toe gegaan. Met sy vrou en kinders. En hulle sit lekker op die strand. Toe merk hy op, maar die ouderling. Maar dit is hy. Hy loop nader, souwaar, maar hy sit met 'n ander vrou. Het hy gelieg vir sy vrou. Hy gaan kombuiskaste insit. En tussentyd gaan hy weg met 'n skelmpie. Binne die kerk. Maar my vriende, weet jy, daar's soveel dinge wat die mens na begeer. En een van hulle wat baie mense mislei het, is genot. O my vriende, ons is versot op genot. Jy wil net plesier hê al die tyd, jy weet. Gaan kyk maar na ons rugby stadiums. Hoe vol is dit? En die volgende dag is die kerk leeg. Wat sê dit vir jou? Is dit net tyd dat ons versigtig moet wees? As ons 'n vakansie beplan, dan moet God saam. Jou Bybel gaan saam. Weet jy hoeveel mense pak die klere en kos alles in, los die Bybel by die huis? Ek het dit gesien my eie oë. Waar ek gaan maak ek 'n verskil daar. En as ek gaan op vakansie, dan sorg ek met mense praat oor die Here. Ek is nie op vakansie nie. Ek is altyd in sy diens, 24 ure uit 24 ure. En dit is wonderlik, want hy leef in my en deur my. My vriende, moenie laat genot jou beroof met jou verhouding van God nie. Ek wil jou inspireer dat jy daaraan sal dink. Maar die 6de ene, die begeerte na godsdiens. Jy weet, in al ons mense, of wanneer jy gebore word, dan is daar 'n begeerte vir godsdiens. Jy kan maar gaan kyk, jy kan 'n man kry wat daar in die berge bly, dan sal hy iets uit 'n hout kap, jy weet, en hy sal die ding aanbid, want daar is 'n begeerte in ons om aan iemand te behoort, 'n God wat iets vir ons kan doen. Dis hoekom ons so baie gode in die wêreld het. Maar wie wat se hartseer is wanneer mense binne die kerk sit en al wat hulle het is godsdiens. Hulle sal die gedaante van godsaligheid hê, maar die waarheid sal hulle verloon. Hulle sal hom nie ken nie. Want al wat hulle het is waarmee hulle opgedres is. Hulle het die regte woorde, maar die hart is nog vuil van binne. Godsdiens kan jou nie red nie. Maar godsdiens is gevaarlik. Ek wonder of jy weet dat godsdiens, 'n mens met godsdiens is die gevaarlikste mens op aarde. Dis hulle wat moeilikheid maak in die kerk. Dis hulle wat allerlei dinge wil sê in die kerk en beheer wil vat oor alles. Hulle het nie die sagmoedigheid van Jesus nie. Weet jy wie vir Jesus aan die kruis vasgespijker? Die godsdienstleiers. Hulle het niks gehad nie. Ek wil nou vir jou sê, godsdienst is 'n gevaarlike ding om te hê. Jy moet in 'n lewende verhouding met die lewende God staan.
Paulus waarsku ons, een van die tekens in die laaste dae sal wees dat die mense werklik net godsdienst sal hê, en nie in 'n regte verhouding nie. Maar ek wil afsluit, luister, waaroor gaan dit nou alles? Dit gaan oor die feit dat ek en jy in 'n verhouding met die lewende God moet staan. Ons moet 'n ware, egte verhouding met hom hê. Ons moet Jesus ontmoet in ons lewens. En ons moet 'n totale oorgawe aan hom maak. Nie met valse motiewe nie, maar met egtheid van hart. Jy weet, ek het julle in die begin vertel van Johnny Cash en June Carter Cash. Hulle het 'n egbreek verhouding gehad. En in die tydperk wat hulle daai egbreek verhouding gehad het, het hulle die lied geskrywe, wat het ek nou gesê, Ring of Fire. Toe het hulle hom geskrywe. Maar dit kom uit hierdie egbreek verhouding uit. En toe sy eerste vrou, Vivian Liberto, hom een aand konfronteer en sê, maar wat van al hierdie vrouens wat jy so aanhang, waar jy sing en dit? Toe sê hy vir haar, I walk the line for you. Daai aand skryf hy die lied, I walk the line. Maar hy het hom in werklikheid nie vir haar gesing nie, nie vir sy vrou nie, maar vir June Carter Cash sing hy, I'll walk the line for you. Nou weet jy dat binne die kerk is mense wat werklik in 'n egbreek verhouding met die lewende God staan, omdat hulle vir die wêreld so lief geraak het, met al sy verleidelikheid, met al sy dinge, die casinos en al die dinge van hierdie wêreld, en hulle het 'n egbreek verhouding, en hy moet dit eenvoudig verstaan, hoekom ek dit is. My vriende, en dan sing ons, Here, I will walk the line. In die tussentyd sing jou lewe dit vir die wêreld. Toe God sy seun aan 'n kruishout laat vasspyker het hy nie vir hom laat vasspyker as die volmaakte lam, sodat ek en jy in 'n egbreek verhouding met hom moet staan. Want ek en jy is tog die bruid van Christus. En hy wil hê, ons moet heilig en rein voor hom staan. Ons moet eerlik in waarheid lewe. Dit help tog nie dat ander mense my sien, en ek is baie godsdienstig in die kerk, jy weet, en ek praat so mooi van die Here. Maar in werklikheid sing my lewe daar buitekant, I'll walk the line for the world. My vriende, ons moet waarheid in ons lewens kry. Ons moet egtheid in ons lewens kry. Ons moet begin besef, God het 'n duur prys vir ons betaal. En hy gaan dit van ons eis. Ek wonder vanmôre, jy het die kans. En jy weet, jy het jouself getoets aan God se woord. En jy weet of daai ring van vuur alreeds in jou brand. Jy weet daarvan. Nou het jy die kans om dit neer te lê. Om te sê, Here, kom skil af wat nie soos Jesus lyk nie. Vorm my na U wil. Vat hierdie slegte begeertes in my hart uit. En sit U begeerte, U wil in my hart, sodat ek U kan dien. Ek vra vir U vanmôre, besin oor jou lewe en jou verhouding met God, want ons is in die finale tyd. Kyk om jou
en word wakker. Want Jesus kom. Kom ons bid saam. Vra die Here om ons te help. Hemelse Vader, ek wil vir U baie dankie sê, Here, vir U woord. Baie dankie dat U so geduldig met ons werk. Dankie vir die groot genade wat U oor ons uitgestort het, op die dag toe Jesus aan daai kruishout vir ons gehang is. En hy's daar vasgespijker met 'n doringkroon en sy bloed het gevloei. En dit vir ons. Ek vra asseblief, Here, dat U vir ons elkeen skoon en rein sal maak. Dat ons heilig sal lewe, onberispelik voor God en mens. Here, Paulus het net 'n bietjie hier geraak aan die goed wat ons wegtrek van U. Goed wat veroorsaak dat ons in 'n egbreek verhouding met U staan. En Here, ek glo daar's mense hier wat in so 'n verhouding is. Ek vra asseblief dat U dit kom regstel, maar dat die Gees hulle so oortuig van die waarheid. Ek wil bid, Here, vir elkeen wat hier sit, en wat bely dat Jesus die Here is, dat U hulle sal beskerm teen die aanslag en die verleidelikheid van hierdie wêreld. En Here, dat al hierdie tekens wat Paulus vir ons gegee het, dat U ons nederig sal hou, gehoorsaam, gelowig, volhardend en liefdevol en nederig. Ag Here, ek vra asseblief, U ken ons. Kom skil af wat nie lyk soos Jesus nie. Maar Here, ons bid ook vir Domies Rico, en ons bid vir die kinders wat op die kamp is. Here, dat U ook in hulle lewens sal kom skil. Dat hulle ryp sal wees vir die evangelie. En Here God, dat hulle lewens omgekeer sal word. Want hierdie wêreld het jeug nodig wat kan sê Jesus is die Here, die koning van ons lewens. Ek vra asseblief, Here, bedek hulle met U kosbare bloed. En Here, ons bid dat hierdie gemeente lig en sout sal wees in Randfontein. Dat dit van krag tot krag sal gaan. En ons bid, Here, dat U ons help in hierdie wêreld om uit te staan, want U is dit waardig. Ons buig voor U, ons erken ons afhanklikheid, ons bely dat U die koning is van alle konings, dat U die Messias is. En ons vra asseblief, laat U Gees in en deur ons werk. In Jesus naam. Amen. Ek dink ons sluit af met 'n laaste lied, né?